Baie dankie. As u die woord van die Here saamgebring het, dan kan u saam met my oopmaak by Psalm 27. Psalm 27. En is regtig vir my ook 'n baie kosbare psalm en ook iets wat die Here sterk op my hart gedruk het die afgelope week. Die uitdagings wat mens miskien in die lewe staar, is 'n baie bemoedigende psalm. En daarom is dit 'n groot voorreg vir my om hieruit dan die woord van die Here te kom bedien. Psalm 27, ons lees saam van vers 1. 'n Psalm van Dawid. Die Here is my lig en my heil. Vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe. Vir wie sou ek vervaard wees? As kwaaddoeners teen my naderkom om my vlees te eet, my teestanders en my vyande, ja myne, struikel hulle self en val. Al word 'n laar teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie. Al staan 'n oorlog teen my op, nogtans vertrou ek. Een ding het ek van die Here begeer, dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Want hy steek my weg in sy hut, in die dag van onheil. Hy verberg my in die skuilplek van sy tent. Hy verhef my op 'n rots. En nou sal my hoof hoog wees bo my vyande rondom my. Ek wil in sy tent offerandes offer, saam met trompetgeklank. Ek wil sing, ja, psalm sing tot eer van die Here. Hoor, o Here, ek roep luid, en wees my genadig en antwoord my. Van U sê my hart, soek my aangesig. Ek soek U aangesig, o Here. Verberg U aangesig nie vir my nie. Wys U knegt nie af in toorn nie. U was my hulp. Verstoot en verlaat my nie, o God van my heil. Wat my vader en my moeder het my verlaat, maar die Here sal my aanneem. Here, leer my U weg en lei my op 'n gelykpad vanweë my vyande. Gee my nie oor aan die begeerte van my teestanders nie, want valse getuienis het teen my opgestaan en hy wat geweld uitblaas. O, as ek nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. Wag op die Here. Wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Ek wil dan vir u voorhou vers 1 van ons geleesde gedeelte as ons teks van oordeenking. Die Here is my lig en my heil. Vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe. Vir wie sou ek vervaard wees? Nou, na elke belangrike gebeurtenis in Dawid se lewe het hy 'n psalm geskryf, 'n psalm soos hierdie ene. En om die agtergrond van hierdie psalm te verstaan, moet ons gaan kyk na 1 Samuel 23. Daarso sien ons duidelik hoekom Dawid hierdie psalm dan geskryf het. Nou in hierdie tyd het Dawid berig ontvang dat die Filistyne teen die stad Keila opgetrek het om daarteen te veg. En Dawid, die eerste ding wat Dawid gedoen het is, en dit is so mooi, dat hy die Here eerste gesoek het. Dit was sy heel eerste keuse. Sonder om te dink, het hy dadelik eers die Here gesoek. Maar sy manne het getwyfel, want hulle het vir Dawid gesê, hulle is dan al reeds bevrees in Juda, wat nou nog om teen die Filistyne op te trek. Maar Dawid het toe dadelik weer die Here geraadpleeg, en die Here het elke keer vir hom gesê, gaan veg teen hulle. En so het Dawid en sy paar manne 'n baie groot oorwinning behaal oor die stad en oor die Filistyne, en so is die inwoners van Keila toe nou veilig. Maar Saul het berig ontvang dat Dawid in hierdie stad was, en hy het dit toe nou gesien as die ideale geleentheid om Dawid hierso vas te vang en in 'n hoek te druk. En hy het gedink hy sal Dawid in die stad kan insluit. Maar Dawid het toe ook gehoor van Saul wat op pad is, en toe vra hy weer vir die Here vir raad. En hy vra vir die Here, is dit so dat Saul op pad is? En as hy op pad is, sal die inwoners my uitlewer? En die Here sê vir hom, ja, hulle sal uitlewer, en Saul is op pad. En so toe Dawid en sy 600 manne toe nou so rondgetrek, soos hulle maar kon, gevlug het, en hulle trek toe na die bergvestings van Sif, naby Hores. En daarso, terwyl hy daar was, toe kom Jonathan, sy geliefde vriend, en hy kom bemoedig hom toe daarso, terwyl hy daar wegkruip. En Jonathan sê vir hom,
Hy hoef nie te vrees nie. Hy sal koning word. En die Here is met hom. En so het hy toe 'n goeie vriend gehad wat hom kon bemoedig het en so sy geloof versterk het. En dit is nou ook toe waar Dawid en Jonathan die laaste keer 'n verbond gesluit het. En so was dit nie lank nie, toe het die inwoners van Sif, die Sifiete, Dawid se skuilplek verklap aan Saul. En Saul was toe dadelik weer agter Dawid aan en Dawid trek toe na die woestyn van Maan toe, naby 'n plek wat hulle noem die rots. En daarso het Saul hom toe begin inhaal. En soos hy Dawid begin inhaal, was dit naderhand so dat Dawid was aan die een kant van die berg en Saul aan die ander kant. En Saul en sy manne was besig om Dawid te omsingel. En dit was 'n baie ernstige tyd van nood gewees. En so net in die laaste ingewing van die oomblik, toe val Filistyne die land binne en toe moes Saul weer optrek teen hulle. In die laaste oomblikke, toe is Dawid gered op 'n wonderbaarlike manier. Maar dit is omdat hy 3 keer in hierdie gedeelte die Here eerste geraadpleeg het. En so was dit 'n baie noue ontkoming vir Dawid gewees. Net toe hy begin angstig raak en vrees gehad het om te vlug, toe het die Here hom op 'n wonderbaarlike manier gered. So was Dawid se geloof ook in groot maat getoets. Hy was amper getoets tot die laaste oomblik toe. Net toe dit tegelyk het, toe dit te laat was, toe is Dawid gered. En daar word gereken dat hierdie een van die indien nie die ergste tyd van Dawid se nood was nie. Op hierdie stadium het dit gelyk of Dawid se fontein van geluk amper opgeraak het. Die mees desperaatste tyd van sy lewe. En dalk was dit 'n tyd wat hy nie geweet het wat om te doen nie, maar hy het die Here geraadpleeg en het die Here gesoek vir hulp. Nou net soos Dawid beleef ons ook baie maal in ons lewe sulke tye van ernstige vrees en oomblikke van angs. En dalk tye waarin ons net eenvoudig nie weet, maar wat nou? Wat volgende? Wat gaan ons nou van hier af vorentoe doen? En ons word so maklik angstig, selfs oor die kleiner dinge. Dit hoef nie eers iets groots te wees nie. Selfs die klein goedjies maak ons bekommerd en ons laat vrees ons oorweldig. Maar dit is belangrik om die uitkoms aan die Here oor te gee. Net soos Dawid het. Dawid het hierdie uitkoms aan die Here oorgegee. En kyk wat het die Here nie net vir hom gedoen nie. Hoe wonderlik was dit nie? En so is hier 'n baie kosbare psalm. En hierin sê Dawid, kan mens sien dat Dawid op die Here vertrou het en hoe hy die wyse waarop hy op die Here vertrou het. En vir die kind van die Here hoef ons dan nie te vrees nie. Net soos Dawid, ons hoef nie te vrees nie. Veral nie as ons 'n verhouding het met die lewende ware God nie. En so is daar sekere stappe wat ons moet neem om ons vertroue op die Here te stel, om die vrees aan die Here oor te dra. En so is dan nou die eerste stap wat ons moet neem is, laat die Here jou toevlug wees. Laat die Here jou toevlug wees. Vers 1 sê, die Here is my lig en my heil, vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe, vir wie sou ek vervaard wees? Nou as ons net kyk na die eerste sin, die Here is my lig en my heil, dan sien ons dat dit reeds die eerste rede is, hoekom ons nie hoef te vrees nie, hoekom ons dan op die Here sal vertrou. Hy is ons lig, hy is my lig. En 'n lig is 'n teken van veiligheid. Lig is die simbool van veiligheid. As ons dink aan die Here, dink maar daaraan aan die oorlewingsprogramme of daai natuurprogramme wat mens sien op die TV, waar iemand dalk verdwaal het of hulle het hom iewers in die middel van niks nêrens afgelaai nie. En so word hy gelos om 'n paar dae te lewe, te oorleef dan nou. Die eerste ding wat so 'n persoon sal doen is, hy sal natuurlik 'n skuiling bou waar hy sal veilig wees en dan sal hy 'n vuur maak. En dit is baie belangrik, nie dat mens net kos kan maak op 'n vuur en dat dit hitte bied nie, maar ook 'n vuur is 'n veilige plek. In 'n area waar dit baie gevaarlik is, waar daar baie roofdiere is, dan is 'n vuur 'n veilige vesting. Die gevaar bly buite die ligkring van die vuur. En so is die Here ook dan nou vir ons 'n veiligheid, 'n toevlug.
Net soos hierdie vuur, hierdie kampvuur, soos ons veilig is binne in die ligkring, so is ons veilig in die teenwoordigheid van die Here. En so kan ons na die Here toe vlug vir veiligheid. Die duisternis op buite sy ligkring bly. Nou 'n ander Psalm wat hierby aansluit is Psalm 84 vers 12. En dit beskryf dit so mooi as daar staan: want die Here is 'n son en 'n skild. Die Here is 'n son en 'n skild. Hierin word weer die beeld van lig gebruik. Hy is 'n helder son wat alles verlig. En dan wat hierby aansluit is, hy is 'n skild. 'n Skild waar agter ons kan wegkruip. 'n Veilige toevlug. Dit is 'n duidelike, sigbare plek van veiligheid. Dit laat mense ook nogals baie dink aan die vrystede wat in die Bybel genoem word. Hierdie stede was gewoonlik op 'n hoër plek gewees en was duidelik sigbaar, juis vir mense wat gevlug het vir hulle lewe. 'n Duidelike, sigbare toevlug. En dis presies wat die Here vir ons is. En hierdie stede het ook gewoonlik hulle was ook baie verlig gewees. In die aande kon jy hulle ver sien oor die berge en op die heuwels, net soos die Here 'n lig is vir ons. Nou as ons dit van toepassing wil maak op ons lewe, dan kan ons die vraag vra: waarheen vlug ek eerste as dinge moeilik raak, as die omstandighede swaar raak? Ons weet wat die antwoord is. Ons moet eers vlug na die Here. Maar doen ons dit regtig? En Dawid se heel eerste reaksie wat ons sien in 1 Samuel 23 was om na die Here toe te gaan. En toe sy manne die situasie betwyfel, toe doen hy dit weer. Hy gaan eers na die Here toe. Hy luister nie na sy manne toe nie. Hy luister na die raad van die Here. Ons weet dan ook so wat ons moet doen. Ons moet luister na die raad van die Here. Ons moet na hom toe vlug as ons toevlug. En daarom het die Here ook vir Dawid in elke geval oorwinning gegee of hom uitgered uit sy situasies uit. Want die Here was sy toevlug gewees. Nou baie keer gebeur daar iets in 'n mens se lewe wat jou angstig maak, iets wat jou vul met vrees. Mense is dan geneig om dadelik in benoudheid 'n plan te wil maak, dadelik 'n keuse te wil maak. Byvoorbeeld, dalk is daar 'n finansiële krisis en daar's nie geld nie. Nou wat nou? Wat nou volgende? Wat gaan ons nou doen? Nou probeer mens in angs jou eie planne te maak. Vrees bring baie vinnig irrasionele gedagtes na vore. En dis hierdie irrasionele gedagtes wat maak dat ons baie keer 'n gemors maak van ons besluite. As ons besluite in ons eie hande wil neem, dan is dit wanneer dit gewoonlik tot 'n val kom, wanneer dit gewoonlik nie uitwerk nie. En ons vererger dit baie maal as ons nie vir die Here vra vir raad nie. Daarom is dit belangrik om in elke geval God eerste voor jou oë te stel. In elke situasie. As jy met God begin, sal jy probleme begin afneem. Maar as jy met die probleme begin, dan sal jy dalk nooit God bereik nie. Ek lees ook vir ons uit Psalm 54 vers 5 wat sê: want vreemdes staan teen my op en tiranne soek my lewe. Hulle stel God nie voor oë nie. Sela. Nou Dawid se vyande het nie God voor oë gestel nie. Net so Saul ook. Daarom het hulle almal geval. Al was hulle meer as Dawid, al was hulle elke keer groter in getal gewees. Hulle het geval want hulle het God nie voor oë gestel nie. En dan sê hy Sela, met ander woorde, dink na aan die vyande se voorbeeld. Dink aan wat hulle gedoen het. Hulle het nie ag gegee op wie God is nie. Ons sien hulle mislukte voorbeelde steeds vandag. As mens nou dink aan die afgebreekte geboue van Egipte, of die Griekse ryk wat so vinnig tot 'n val gekom het, of ook die Romeinse ryk, 'n magtige ryk wat amper die hele wêreld geheers het. Waar is hulle vandag? Hulle is maar nou net 'n enkele gedagte of herinnering, want hulle het God nie geken nie. Maar ons lees van Dawid tot nou toe, tot vandag toe. En tot vandag toe is die lewenslesse van Dawid nog steeds geldig vir my en vir jou. Is omdat Dawid 'n man was wat God se raad gevolg het en omdat God vir hom 'n toevlug was. Maar daarom het Dawid ook altyd oorwinning behaal. God was sy eerste toevlug gewees en sy eerste reaksie in elke situasie. Dit behoort ook ons eerste reaksie te wees. Daarom kan mens die vraag vra, of wanneer iemand dan nou die vraag vra, maar wat nou? Dan is die antwoord hierop: die Here is die toevlug van my lewe. Dis die antwoord op
maar wat nou? En dan sien ons ook, as die Here ons toevlug is, dan beteken dit dat ons vertroue in hom stel. Dit bring ons dan by ons tweede gedagte. Laat die Here jou vertroue wees. Laat die Here jou vertroue wees. Vers 3 van ons geleesde gedeelte sê, al word 'n laar teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie, al staan 'n oorlog teen my op, nogtans vertrou ek. Nou Dawid sê basies hier, ongeag wat kom, ek sal nie vrees nie. Ek sal op die Here vertrou. Selfs al kom daar 'n oorlog, en selfs al omsingel my vyand my, net so Saul het, ek sal nie vrees nie. Nou, dit sluit baie ook aan by Psalm 91 as ons daaraan dink. Al val daar 1000 aan jou sy en 10.000 aan jou regterhand, na jou sal dit nie aankom nie. Nou dit klink baie braaf en tog makliker gesê as gedaan, maar ons moet tog onthou dat Dawid die reus verslaan het. Dawid het die reus verslaan, want hy het op God vertrou. En as hy vir 'n oomblik toegegee het vir vrees, dan was dit verby. En sou hy dit nie kon regkry het nie. Dawid het alleen op God vertrou, en daarom is dit wat met Dawid gebeur het onmoontlik vir die menslike oog, maar nie onmoontlik vir God nie. Daar was altyd vir Dawid 'n uitkoms gewees, en hy het nie toegelaat dat angs en vrees hom oorval nie. Hy moes toepas dit wat hy oor die jare heen as 'n skaapherder geleer het, tot en met nou toe, waar ons nou van hom lees in hierdie Psalm, in hierdie situasie waar hy is, die ergste moontlike situasie, waar alle hoop lyk of het tot 'n einde gekom het, maar nogtans het die Here gered. Hy moes volkome vertrou op God alleen, en hy het geweet, God sal die uitkoms bied. Maar Dawid kon dit ook nie anders regkry, as hy nie 'n verhouding met God gehad het nie, as hy God nie geken het nie. As hy God nie geken het nie, sou hy hom nie geraadpleeg het nie, sou hy nie God gesoek het nie, en sou hy 'n mislukte lewe gehad het. Nou, u sit dalk hierso en u voel asof 'n oorlog teen u opstaan, en asof daar te veel is wat jou omsingel. Jy voel dalk benoud oor 'n saak, iets wat nog afgehandel moet word, of iets wat in die toekoms moet gebeur, iets wat vrees bring, en mens weet nie wat die uitkoms tog sal wees nie. Dit is dalk een spesifieke ding, of 'n oorweldigende klomp goed. Dalk val alles gelyk in mekaar in. En dalk is dit gebeure in die nuus wat mens angstig maak, as mens nou onlangs die nuus dopgehou het, en die gebeure wat in die wêreld aangaan, dan oorlaai dit mens ook dalk met vrees. Wat van die toekoms? Wat is daaroor? En waarop kan ons wag? Nou, ons kan met eerlikheid aan onsself erken dat vrees nie van God afkom nie. Vrees kom glad nie van God af nie. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, sê 2 Timoteus 1 vers 7. Ook die opdrag in Josua 1 vers 9, het ek jou nie beveel nie. Wees sterk en vol moed. Wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou oral waar jy heen gaan. Dis 'n bevel, wees nie bevrees nie, wees sterk en vol moed. En die Here sal oral met mens wees waar mens heen gaan. Nou, my pa het een keer 'n storie vertel van toe hy op skool was. Hy was op 'n voortrekkerkamp gewees, en my pa en sy groepie vriende was nogal 'n besige klomp gewees, so hulle het daarvan gehou om kattekwaad aan te jaag. Maar nou, vroeër die dag het daar iemand gekom en hulle vertel van allerlei giftige diere wat mens kry, van slange en skorpioene, en hulle het ook vertel van die simptome wat mens sal ervaar as so ding mens byt of steek. En hulle het toe nou dit goed gedink en vir iemand gewag totdat hy nou later die aand goed aan die slaap was. En hulle dra hom toe nou uit sy tent uit, en soos hulle hom toe nou uitdra, begin hy wakker word en hy wonder toe nou wat gaan aan. En my pa sê toe net vir hom, hy moet net rustig wees en stil sit, hy moenie veel beweeg nie, want 'n baie giftige skorpioen het hom gesteek. Hy moenie veel beweeg nie, sodat die gif nie versprei in sy liggaam nie. En 'n tyd gaan verby, en die man glo dit toe. Hy glo dit toe heeltemal. En hy glo toe dat 'n skorpioen hom gesteek het. Hy begin toe naderhand die simptome, presies die simptome te wys van so 'n skorpioensteek. Hy begin naraak, hy het 'n hoofpyn, en selfs sy lyf begin krampe kry en te pyn. En naderhand toe hulle toe nou sien dat dit nou erg raak, toe sê hulle vir hom, maar hulle het net vir hom gegrap.
Nou, hy was aanvanklik nie baie tevrede met hulle gewees nie, maar na die tyd het hulle daarom gelag daaroor en was almal daarom oké gewees en die situasie was gehanteer. Maar dit wys mens net dat hoe kragtig 'n mens se verstand is, hoe jou brein werk, dit wat jy glo, gaan jou uitkoms wees. Dit wat jy glo, dit bepaal hoe jou liggaam ook reageer daarop. En net so is dit in ons geval. As ons angs en vrees gaan toelaat om ons te oorheers, dan gaan ons nie 'n goeie uitkoms hê nie. Net soos hierdie man wat nou kamstig deur die skorpioen gesteek is, dit wat hy geglo het. En dis presies wat die duiwel wil hê. Vrees is een van die beste metodes om geloof in die kind van die Here te smoor. As mens mooi daaraan dink, is vrees 'n vorm van 'n leuen. Dit is die leuen wat Satan voorhou. Vrees beteken ons vertrou nie op God nie. Vrees wat toegelaat is net die erkenning dat jou situasies en die omstandighede groter is as dit wat God kan doen. Dis wat vrees is. En dit is asof ons soms vergeet wie ons aanbid. Want ons raak so maklik bekommerd, selfs soos in die klein dingetjies, klein omstandighede en klein probleme. Selfs dan is ons bekommerd en vrees ons. En vrees moenie ons beheer nie. Vrees moenie ons oorheers nie. Nou daar's 'n sanger, ek glo van u behoort om dalk te ken. Sy naam is Zach Williams. En hy sing 'n lied. Die lied se naam is Fear is a Liar. Fear is a Liar. En dis dan nou die koortjie gedeelte wat nou ook heeltyd herhaal. En hoe waar is dit nie? Vrees is 'n leienaar. Maar om hierdie vrees te beveg, moet ons erken dat ons swak is en dat ons regtig afhanklik is van die Here. En dit bring ons dan by ons derde gedagte. Laat jou hart die Here se aangesig soek. Laat jou hart die Here se aangesig soek. Vers 7 en 8 van ons geleesde gedeelte sê: Hoor, o Here, ek roep luid, en wees my genadig, en antwoord my. Van u sê my hart, soek my aangesig, ek soek u aangesig, o Here. Nou hier sien ons dat Dawid luid uitroep. Hy maak erns daarvan om die Here te soek. Hy verlang 'n antwoord van die Here. Hy soek die Here, hy raadpleeg hom weer eens. Hy sê sy hart wil God se aangesig soek, amper asof hy sy hart 'n bevel gee. Soek die Here, soek sy aangesig. Hy beklemtoon dus die dringendheid dat hy regtig die Here met erns soek. Dink maar ook aan Hanna, sy ernstige gebed voor die Here in 1 Samuel hoofstuk 1. Sy het die Here gesmeek en daar staan dat sy haar siel voor hom uitgestort het, nadat sy bitterlik voor hom geween het. En nadat sy gebid het en geween het, het sy rustig geword en sy toe nou gaan eet. Sy het toe nou die vrede gehad dat sy alles voor die Here neergelê het en dat sy hom gesoek het. Sy het alles voor sy aangesig neergelê en sy het toe nou vertrou dat die Here haar sal verhoor. En so het hy toe, omdat hy haar hart gesien het, omdat sy alles voor hom neergelê het. En ons kan so dankbaar wees dat ons die een en enigste ware God kan raadpleeg en hom kan soek vir hulp. Dit is hoekom gebed vir ons so uiters belangrik is, want in gebed veg ons oorlog. En as ons in opregtheid bid, binne die wil van God, dan sal God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom soek. Hy wil weet dat jy op hom vertrou. Hy wil jou diepste begeertes weet. Hy wil jou hart sien en hy wil sien dat jy moeite doen om met hom te ontmoet. Dis wat die Here wil sien. En dan die welbekende Filippense 4 vers sê dit so mooi. Wees oor niks besorg nie. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Ekskuus. Hier is dit duidelik. Wees oor niks besorg nie. En laat julle begeertes in alles bekend word by God met danksegging. En ons dank die Here alreeds in ons gebede. Daarom sê hy met danksegging. Want ons vertrou en ons glo dat die Here vir ons die uitkoms sal bied. Want ons laat dit dan aan hom oor. Ons vertrou dat hy ons gebede sal verhoor. Daarom sê ons alreeds dankie in ons gebede. Dit is dus baie belangrik dat ons die Here sal soek, veral in benoude omstandighede, en dat ons nie uit angs en vrees vergeet om te bid nie,
En dit is so maklik dat ons sal vergeet om te bid, dat ons vergeet dat ons 'n Here het aan wie ons dit kan opdra. Maar gepaard met gebed is daar nog 'n wyse waarop ons sy aangesig soek, en dit is dan nou natuurlik deur sy woord. Want die Here antwoord vanuit sy skrif. Die skrif is die handboek en die padkaart van ons lewe. Dit gee leiding van die regte keuses om te maak in ons lewe. En dit sal ons dan nou sien vanuit ons 4de gedagte. Laat die Here jou lei op 'n gelyke pad. Vers 11 sê, Here, leer my u weg en lei my op 'n gelyke pad vanweë my vyande. Nou as ons na die Here gaan, as ons toevlug en ons vertrou op hom dat hy vir ons 'n uitkoms sal bied, en as ons regtig sy aangesig soek, dan moet ons ook toelaat dat hy vir ons die regte leiding sal gee. En daar kom baie keer dinge oor 'n mens se pad waarvoor mense 'n belangrike keuse moet neem. En soms ook baie vinnig 'n keuse moet neem. Maar dit is so maklik, dan neem ons 'n besluit in eie hande. Dink maar aan Saul, die besluite wat hy geneem het. Dawid se voorbeeld in 1 Samuel 23 vers 3 en 4, daar staan, die manne was benoud en het nie hierdie besluit vertrou nie, dat dit goed was nie. Hulle het al reeds vrees gehad in Juda, nou wat nou nog om teen die Filistyne se slagordes te veg. Maar Dawid, 'n man wat reuse ervaring gehad het met die Filistyne, het geweet waar om sy hulp te soek. Hy het geweet om die Here te raadpleeg. Hy het die Here alleen gesoek vir 'n antwoord, en so die Here hom uitgehelp. Nou Dawid kon maklik beïnvloed geword het deur die manne wat saam met hom veg. Maar as een man soos Dawid leiding van die Here vra, dan kan hy soveel meer en soveel meer ander mense ook leiding gee en so lei op die regte pad, die leiding van die Here. Nou in Saul se geval is dit so 'n hartseer en tragiese verhaal vir hom. 'n Man wat God aanvanklik gekies het om sy volk te lei, het gekies om nie deur God gelei te word nie. En so lees ons dat hy so ver verval het dat hy ongeduldig was met Samuel en self offerandes wou gebring het, en dat hy later 'n heks geraadpleeg het, die heks van Endor. En hy bly 'n man wat deur God verlaat is tot sy dood toe, en so sterf hy 'n tragiese dood. Nou hier sien ons dan die twee uitwerkings van wat dit sal inhou as ons God vra vir leiding teenoor as jy jouself wil lei. En daarom moet ons dit ook kan toepas in ons lewe. En soms is daar regtig dinge wat buite mense beheer is, dinge waarvoor mense nou regtig nie kan help nie, goed waarvoor mense nie gevra het nie, wat net oor mense pad gekom het. En dit is dalk hierdie toets, juis hierdie toets wat die Here oor mense pad wil bring. Maar baie kere gaan sekere dinge in 'n mens se lewe verkeerd. En dan wonder jy, maar hoekom het dit nou gebeur? Hoe het dit nou gebeur? Maar dan moet jy altyd jouself die vraag vra, het ek God geraadpleeg in hierdie besluit? Was God geken in hierdie saak? En ons kan elkeen, as ons so besluit geneem het, self dan die antwoord gee. En dit is baie belangrik om elke saak aan die Here op te dra. Hoe klein of hoe groot ook al, ons moet alles aan die Here opdra. Nou ek onthou iemand het eendag gesê, hy wil elke liewe besluit van sy lewe aan die Here oorgee. Hy wil hê die Here moet elke besluit neem. Hy wil nie een tree vorentoe gee sonder dat die Here daai besluit gemaak het nie. Hy gee alles oor aan die Here sodat die Here sal besluit en hy alleen. Nou dit is soos 'n goeie boekhouer wat jou geldsaake bestuur in jou besigheid en jou baie help met jou geldsaake in jou besigheid. Nou mens sal so 'n persoon vir altyd wil hou. Jy sal nie so 'n persoon wil verloor nie. Daarom gee jouself dan aan die beste boekhouer wat daar is van jou lewe. Laat God die boekhouer wees van jou lewe. Ons kan ook so die voorbeeld gebruik van 'n goeie argitek. Nou 'n argitek wat al sy planne het en voor hom het en presies weet hoe hierdie gebou moet lyk. Hy het al die wysheid en kennis om hierdie gebou te bou. Nou ek dink aan besonderse argitektuur in lande soos waar daar nou sterk winde is of aardbewings. Van hierdie geboue is gemaak dat hulle op soos rollers staan. En as jy 'n aardbewing beweeg, dan staan die gebou stil. Nou die beplanning wat daarin moet gaan, moet van die fynste detail wees. Nou daarom gee jou lewe oor aan die beste argitek waar hom moontlik is. En ek kan jou waarborg, ek kan jou beloof, hy sal 'n besonderse meesterstuk van jou lewe bou. En nou dan, ook saam met gebed,
is die beste manier moontlik om die Here, om deur God te gelei te word, soos ons gesien het in die vorige punt, deur sy woord, deur die skrif. Job 12 vers 13 sê, by hom is wysheid en mag. Hy het raad en verstand. Daarom is dit belangrik om konstant jou te laat leer en groei deur die woord van die Here en om hom te ken. As ons hom ken, sal ons weet wat om te doen. Dan sal ons leiding hê vir ons lewe. Dit is sy woorde aan onsself en aan sy kinders deur sy geskrewe woord. En ons vind sy wil vir ons in die skrif en sy wil is altyd goed. Sy wil is altyd goed vir ons. Daarom ken dus die Here en sy raadsplan vir jou lewe. Maar dan, nou laastens, as jy jouself volkome oorgegee het aan die Here en alles moontlik gedoen het wat 'n mens kon, dan is daar nog een ding wat oorbly. En dit is om te wag op die Here. Daarom punt 5 wat sê, laat jou hart sterk wees deur op die Here te wag. Vers 14 sê, wag op die Here. Wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Nou hier kom ons uiteindelik by die klimaks van die hele Psalm en hierso sien ons dat die 3 sinne beklemtoon word met uitroeptekens, die belangrikheid daarvan, die belangrikheid om op die Here te wag. En tweemaal word die woorde herhaal, wag op die Here. Nou hierdie woorde van wag op die Here kan 'n klomp dinge beteken, soos om te wag vir 'n antwoord of vir 'n uitkoms. Maar as ons dit lees, dan kry ons amper die gevoel van 'n rustige gevoel, 'n gevoel van vrede, om alles in die Here se beheer te sit, en alles oor te gee aan die Here. Dit is vrede, en hy vat die situasie oor in sy hand. Dit is om te wag op die Here, om hom toe te laat, laat hy sy werk doen. Dit skep dan 'n baie vredevolle gedagte. Nou nadat Dawid alles gedoen het wat hy ook menslik moontlik kon, deur te vlug, deur te vertrou op vir hulp, deur die Here se aangesig te soek, deur leiding te vra van die Here, nou gee hy alles oor en nou wag hy op die Here vir sy uitkoms. Dit skets hierdie beeld vir ons die gedagte van volle oorgawe in geloof in die Here. En dit is wat dit is, om ten volle geloof te hê in die Here. Basies dan ook om te sê, laat U wil geskied. Laat U wil geskied vir my lewe. Dawid sê ook in Psalm 31 vers 6, in U hand gee ek my gees oor. U het my verlos, Here, God van my trou. In U hand gee ek my gees oor. Dawid het nou sy volle afhanklikheid aan die Here bewys. Nou gee hy laastens homself volkome aan die Here oor. En hy het vrede, want hy het dit gedoen. Hy het dit aan die Here oorgegee en aan die Here toevertrou. En daarom sê ook Psalm 37 vers 5, laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. Nou as mens sien, daardie hy, die woordjie hy is beklemtoon. Daarom is dit belangrik om te weet, hy sal die uitkoms gee, hy alleen. Dit is nie nodig vir ons om dit in ons eie hande te neem nie. Hy alleen sal die uitkoms gee en hy sal dit uitvoer. Hy sal sy beste raadsplan vir ons sal hy uitvoer. Nou so kan ons ook om te wag op die Here anders beskryf as dan nou volkome geloof in die Here. Om dit dan terug te bring na ons toe, ons moet dieselfde doen deur laastens net terug te staan en te weet dat God in beheer is. Ons moet dieselfde doen as Dawid. Ek gee nou maar alles oor aan die Here. Dit is wat dit is, om alles oor te gee. Dit is om selfs jou gedagtes en jou emosies van vrees en angs aan die Here oor te gee in sulke situasies, soos waarin Dawid was. Dit is om vrede en rus te vind in die Here, 'n vrede wat alles oortref. Nou, as mens dit wel nie sou toelaat nie, dan sou angs jou oorval en vrees sal jou in jou skoene stop. In stresvolle omstandighede word 'n mens oorlaai met emosies en die emosies verhoed dat jou brein normaal funksioneer en dat jy 'n besluit kan neem. Dit verhoed 'n mens. Mense is te oorweldig. En om bekommerd te wees, baat absoluut niks nie. Dink maar aan Matteus 6 vers 27 wat sê, wie tog onder julle kan, deur om hom te kwel, een el by sy lengte byvoeg. Die enigste ding waarvoor vrees en angs help, is om net om stil te staan
en selfs agteruit te gaan, maar beslis nie vorentoe nie. Dit is hoekom die Satan so graag vrees gebruik, want as hy dit nie kan regkry om die kind van die Here te mislei en te verlei met versoekings nie, dan kan hy dit beslis effektief regkry met vrees. En vrees is 'n baie effektiewe metode en dis een ding waaronder baie gelowiges val en waaronder baie se geloof in die Here gesmoor word. Maar ons hoef nie oor te gee aan vrees nie. Ons hoef nie toe te laat dat dit ons beheer nie. Want ons dien 'n almagtige God, een in wie se hand ons alles kan oorgee. En in hierdie vertroue is dit wat sal verseker dat God se wil ten goeie sal meewerk vir jou lewe. Nou wat 'n groot gerusstelling is dit nie vir my en vir u nie, dat ons 'n God het wie ons voor alles kan vertrou en in wie se hand ons alles kan oorgee. Ons hoef niks te doen nie, ons hoef net op die Here te vertrou en op hom staat te maak. Nou dit bied vir ons die grootste moontlike vrede wat daar is, 'n hemelse vrede, 'n goddelike vrede. Filippense 4:7 sê, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Nou dit is so 'n mooi gedeelte en ons hoor dit so algemeen altyd, maar hoor wat sê hy? Hy sê, die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. En hierdie vrede oortref alle dinge. Gee jou dan oor aan hierdie vrede van God. Ek sluit af. Ons het nou gekyk na die wyse waarop Dawid opgetree het in hierdie erge noodsituasie. En dit is die wyse hoe hy in die meeste van sy lewensomstandighede opgetree het. En dus is dit ook hoe ons behoort op te tree. Want dit is so, meeste probleme en gevare en moeilike omstandighede is baie groter as ons. Dit is regtig baie groter as ons of enigiets wat ons kan doen. Maar hoe erg moet dit wees vir iemand wat nie die Here ken nie, wat nie weet om sy hulp in die Here te vind nie. Hoe erg moet dit nie vir so 'n persoon wees nie. Nou maar, hoeveel te meer nie vir ons wat kinders van hom is nie, kinders van die Here is nie. Stel ons vertroue in die Here. Daarom is dit so belangrik. Ek wil graag vir u ook voorhou vers 13 van ons geleesde gedeelte wat sê, o, as ek nie geglo het, dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. En dan eindig hy so met 'n ellips, sodat die leser moet nadink. Hy sê, o, as ek nie geglo het nie. Nou ons gebruik die woord as gewoonlik in die tye wanneer ons nou twyfel, maar wat as? En dit behoort nie ons woorde te wees nie. By die Here is daar nie 'n kwessie van, maar wat as nie. Die Here is, en hy is God. Maar hoor wat sê Dawid, as ek nie geglo het, dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. En dan kan mens nou self dink wat die gevolge sou wees. Daarom die ellips aan die einde. Nou, vrees is deel van 'n mens se menslike natuur. Mens kan nie daarvoor help nie. Vrees kom so maklik op en dit kom so spontaan op in 'n mens se hart. Maar hoe jy dit hanteer is belangrik. Hoe jy hanteer is dit wat saak maak. Nou Dawid het ook vrees gehad, maar hy het God geken in elke saak en hy het geweet waar lê sy hulp en sy krag. In stresvolle omstandighede moet jy jou eerste keuse wees dat God jou toevlug is. En dan moet jy hom vertrou dat hy vir jou 'n plan sal laat uitwerk. Jy moet sy aangesig soek vir hulp. Jy moet hom vra vir die regte leiding sodat jy die regte keuse kan maak. En laastens moet jy dan wag op die Here. Wag en sien wat 'n almagtige God kan doen. En dit is vrede. Dit is waarlik vrede. Vrede in die Here. As jy hierdie pad volg, sal jy vrede hê. En vrede in elke geval en in enige situasie. Vrede wat die verstand te bowe gaan. Laat staan vrees, want vrees is 'n leienaar. Vrees wil jou in jou skoene stop. Vrees wil geloof in God smoor. Gee jouself volkome aan die Here. Gee jouself volkome oor aan die Here. Staan dan terug en weet dat hy God is. Weet dat hy in beheer is en dat sy raadsplan vir jou lewe perfek is. En jy sal vrede hê.
Ek herhaal vers 14 wat sê, wag op die Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. En dan sal die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, jou hart en jou sinne bewaar in Christus Jesus. Amen.